Ontdek die waarheid van die Bybel, boek Spreuke, deel 381. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. Dis 'n A5 boek, wat ek so 28 jaar terug geskryf het, wat ek gesê het presies wat in 2025, 2026 gaan gebeur, en dis presies so. Ek wil u aanmoedig om van die boeke te bestel. Ek gaan u sê hoekom, want die boeke hou die bediening aan die gang. Die boeke sorg vir ons. En ons het 'n verskriklike afname in die boeke die laas van November maand af. Ek kan nie verstaan hoekom nie. Ons het gebid en ook ons gebedsgroep aangesit om te bid oor die boeke, dat Jaffa dit oopmaak, dat mense die boeke bestel. Weet, en kry 'n boek en belê dit in iemand anders se lewe. En as jy sien, daai mense, daar's 'n kans dat hulle tot bekering kan kom. Sou jy belangstel in enige van die boeke, daar's ook boekpakkette. Daar's ook pakkette wat ek aanbied met die Restoration Bybel, die 1860 Bybel van Dr. Joseph Briant Rotterdam, met boeke. So u kan met my gesels en ek kan vir u sê wat daar is. Ons kontaknommer, WhatsApp nommer 0722 367 124. My webtuiste https://jaffa.co.za, soos jy hierbo kan sien. As jy dalk die eerste keer dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, jy het 'n magdom inligting reeds gemis, halleluja. Uiters noodsaaklik as 'n nuwe kyker om te subscribe of in te teken op die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van die studies kan kry waarmee ons besig is, en daar's 'n hele klomp. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Dit is lewensveranderend. Maak seker dat jy skryfblok, pen en papier byderhand het. Ek wil net sê, ons het ons uiterste probeer om oor hierdie lang naweek vir u soveel boodskappe as moontlik te gee, dat u tyd dan baie wyslik kon gebruik. En dankie vir die wat geskakel en dankie gesê het vir die boodskappe. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om vir u weer eens baie dankie te sê dat u so groot en goed is, dat u vir ons in elke opsig sorg na die rykdom van die genade. Die woord sê die aarde behoort aan u, Jaffa, en die volheid daarvan. U sê al val 1000 aan julle linkerkant en 10.000 aan julle regterkant. Na julle toe kom dit nie aan nie, want ek sluit julle in van agter en voor, en ek sê sommer bo en onder ook. Dankie dat ons vanmôre as Jafiste reg oor die wêreld onder die woord en die geklank van die woord en die teenwoordigheid en die salwing van die Ruach HaKodesh kan verkeer. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te ervaar wat u vanmôre vir ons as die bruid van Jaffa wil sê. Ons dankie vir die voorreg in die naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u leersaam gaan wees en dat hierdie hele week as Vader lewe gesondheid spaar, dat hy ons elke oggend voed met die brood van die lewe. Ons gaan aan met Spreuke hoofstuk 21 vers 4. Nou moet ons kyk wat sê die woord vanmôre. Koning Salomo, hy het nie van 'n trotse ou gehou nie. Hy het van 'n ou gehou met 'n ruggraat. Maar 'n trots gierige ou, hy het nie tyd vir hom gehad nie. Hy sê die hoogheid van oë en trotsheid van die hart of sielsdimensie, nie die hart nie, sielsdimensie. Die hoogheid van oë. Met ander woorde, jy kry mos party ouens, hulle het nog nooit iets bereik nie, maar hulle stel hulle self daarbo aan. En die trotsheid van die hart, die sielsdimensie. Hy sê, en nou sê ek, wat die ongoddelike mense sommer vir hulself toewin. Die woord sê, die hoogheid van oë, trotsheid van die hart, wie hulself toewyn of toeëien is,
Die glans daarvan is die sonde. Halleluja. Dis wat? Daai hoogheid om jou in 'n posisie te stel van I am, I, me and myself. Weet daai drie wat almal dieselfde ou is. Onaanraakbaar. Weet die beste, ken die beste, doen die beste. En dan in die tussentyd is hulle sommer net hier af. Stel hulle aan oor niks. Terwyl die woord sê dat 'n sagte gees keer die grimmigheid af. Dis wat die woord sê. Met ander woorde dat hy sê dat ons moet onsself onderwerp aan die Ruach HaKodesh. Onsself onderwerp aan die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord. Wys my 'n man en 'n vrou wat suksesvol is in die koninkryk van Jaffa en Jafashua. En ek wys hier 'n man en 'n vrou wat bereid is om laag te buig onder die gesag van die woord van Jaffa. Ja, ek weet, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik nie. Maar om Jafashua te dien in gees en in waarheid, daar's 'n standaard, daar's 'n Bybelse standaard. En as ons nie daai Bybelse standaard wil handhaaf nie, ons is besig om ons tyd te mors. Ons is regtig, dan as ons nie in hierdie Bybelstudies van ons en al die boodskappe wat ek bedien, die standaard van heiligmaking kan handhaaf nie, dan kan ons alles los en kan ek gaan visvang. Kan ons vir ons huis gaan kry daar by die see, dan kan ons gaan visvang elke dag. Nee, dis nie wat dit is nie. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Dis iets waarna toe ons waar ons na toe streef. Elkeen van ons individueel. Alhoewel ons 'n groep mense in die wêreld is, Jafiste, deel van die bruid van Jafashua, funksioneer ons nog steeds elke een in onsself. Al is Pastorika my vrou, en sy is in die woord geskool, en sy lewe nou geset, en sy is besig met studies en navorsing en goed. Sy help my geweldig in die navorsing. Anders gaan ek nooit deur al hierdie werk kan kom nie. Maar steeds is daar 'n nederigheid. Van ons afhanklikheid is van Jaffa ons Elohim. Halleluja. Dis van Jaffa. En die woord sê, hy is ons sorg. Hy voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade. En ek wil vanmôre vir u sê, hy is ook ons geneesheer. Hy is vanmôre die een wat, wanneer die spesialiste ingee, wanneer hy sê, daar's hoop. Ek wil vir Suster Helene sê, ons verwys altyd na Tannie Helene, ek wil vir haar sê, moenie moed verloor nie. Jaffa's in beheer. Haar seun gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd op die oomblik met siekte, waar die satting hom aanval. Ek wil net vir haar vanmôre sê, daar's ander Jaffiste wat ook weet om te bid. Hy doen bonatuurlike wonderwerke. Pastoor Werner, Broer Skalk, ek dink vinnig, Broer Skalk in Amerika, al die ander in Suid-Afrika, wat krank is, die oproepe van die mense, wat sê, prof, bid net asseblief vir my kind, of bid vir my man of my vrou. Ons lewe in die tyd waar die aanslag teen die Jaffiste is. Nie net op grond van die woord nie, maar op grond van, as die Satan nie grond wen, deur ons in te katrol, ons in te trek nie, dan val hy ons in siekte en krankheid aan. Pastorika in die week wat verby is, Vrydag vanaand, ek het geskrik. Ek het regtig geskrik. Maar ek sê, gebed vir ander sake. Die woord sê, lê die hande op die siekes en hulle sal gesond word. En ek dank Jaffa, ons Elohim, dat hy antwoord gebed. Dat na gebid het, daar onmiddellik beterskap toegekom. Onthou sy sukkel met hierdie hartversaking, en wanneer het so verskriklik warm word, dan in die temperatuur, en humiditeit is so hoog, dan sukkel sy partykeer om asem te kry. En sy wil nie 'n suurstofmasker dra of gebruik nie, want jy weet nie vandag wat jy inasem nie. So op die einde van die dag, ons as die
as die bruid, as deel van die universele bruid van Yahshua. Ons Jahviste, ek en u, wat sê ons is Jahviste, wedergebore uit die water en die Ruach HaKodesh, volgens Johannes 3 vers 1 tot 12. Wat 'n voorreg, dat ons hoop en ons anker is in Jahshua. En u kan vanmôre, vir wat krank is, u wat deur moeilike tye gaan, u wat stryd, nie net u wat siek is nie, maar u wat deur moeilike tye gaan. Daar's moeilike tye daar buitekant. Daar's baie keer tye waar mense nie weet waar kom die brood vandaan nie. Jahwe is in beheer. Hy leef. Hy leef. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ek wil nou nie veel sê oor die Paasnaweek en al die goed nie. Ek wil nie veel oor dit sê nie, want dan gaan ek totaal van die notas af en dan gaan ek totaal ander goed preek. Ek wil tog sê, as jy nie na my reeks gekyk het nog nie, op watter dag is Jesus gekruisig? Ek het die woord Jesus, die Bybelnaam gebruik, gaan kyk daarna. En hoekom het ek die naam Jesus gebruik? Sodat die godsdienstige mense, die kerksmense, die protestante en die karismate, dat hulle kan gaan kyk, dat hulle verstaan. As ek sê Yahshua, dat hulle nie dink ons praat in tale nie, né? So, gaan kyk na dit. Op watter dag is Jesus gekruisig? Dis op my YouTube. Halleluja. Daar's 5 boodskappe. En as jy die kort weergawe wil hê, kan jy vir my 'n WhatsApp stuur. Vra net prof, stuur vir my die link van wanneer is Jesus gekruisig, dan stuur ek vir jy dit. Dan druk jy die link in en daar's jy. Anders te vrede. Wat 'n blessing om te weet vanmôre. Ons is in Vader Jahwe se hand. En Yahshua sê, die wat die Vader Jahwe in my hand gegee het, kan niemand daar uitdruk nie. Ek sê altyd, en ek het dit al gesê, dis net ek en u wie ons self uit sy hand uit kan kry. 2000 jaar gelede, meer as 2000 jaar gelede, het hy reeds die werk gedoen om ons in sy hand te hou. Hy het klaar die prys betaal. Hy het uit die doodryk uit opgestaan, hy het lewend in die hemel en opgevaar. Halleluja. Sodat ek en u vanmôre kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die woord sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, die naam Yahshua, die kondisie, en dit glo soos wat die woord sê, dit ontvang julle. Ek is so bly vanmôre dat ons ontvang wat ons glo. Want die geloof speel 'n rol. Die geloof speel 'n rol. Daar gaan maak ek toe weer 'n fout laasweek, toe ek met Suster Elise praat, wat my toe tereggewys het daar op 1 Korinte 11, waar ek altyd sê 1 Korinte 11 gaan oor 1 Korinte 11 gaan oor die liefde, gaan oor die geloof, wat natuurlik Hebreërs 11 vers 1 is gaan sê ek toe Hebreërs 7 vers 1. Dit wys jou hoe vinnig kan 'n mens net so struikel. Ja, en toe is die ouens gou om te sê, prof, jy het geslip. Ja, maar julle weet nie, toe die Lies my klaar laat weet. Ja, Hebreërs 11 vers 1 praat van die geloof. Halleluja. En weet jy wat, dit is 'n skrifgedeelte wat ek vir soveel jare mee kom. En in die proses van al die skrifgedeeltes, want onthou daar's honderde skrifgedeeltes wat ons onthou, maar is dit moontlik dat ons twee kan opmeng? En ek dink vir die hoeveelheid boodskappe wat daar gedoen word, 16, 17 'n week opnames, nie te vrot nie. As 'n mens dan nou, die Engelse woord is 'n slip-up maak. Maar ons wil nie, ons wil dit perfek hê, né? So ons gee aan Jahwe al die eer, die hoogheid van oë en trotsheid van die hart of die sielsdimensie. Vir die ongoddelike mense, vir hulle tel toe ein. Hulle einde toe, hulle winde toe. En die glans daarvan is sonde. Die wêreld daar buitekant is sonde. En weet jy wat, hulle laat dit so mooi lyk. Hulle laat dit so goed lyk. Hoekom? Dis soos 'n kers wat brand, wat 'n mot trek. Daai glans, daai flikkering van die lig van die kers, of 'n lamp, dit trek 'n mot van buite af in.
En dis hoe die Satan werk. Hy het nog nooit die sonde laat vrot lyk en vrot ryk en vrot wees. Nee, hy laat dit altyd glinster in die lig. Jy kan kyk maar waar hulle goed aanbied, is altyd in ligte, neonligte en dit moet so goed wees. Maar ek dank vanmôre vir Jahwe dat die woord sê ons skitter as deel van die bruid van Jahwe, skitter ons in sy geregtigheid, in sy voorsienendheid, in sy heerlikheid, in sy gesondheid. Wat 'n voorreg vanmôre. Dat ons as bruid neig nie na hoogheid en aanstellerigheid en trotsheid van hart nie, nee, of gedagtes nie. Die woord sê dat hy wie die minste is, sal eendag die meeste in die koninkryk wees. So ons loof Jahwe. Kom ons wees vandag, dis nog steeds vakansiedag, kom ons gebruik hierdie dag om die woord met iemand te deel. Vanaand oor op watter dag is Jesus gekruisig. Luister na die DVD's, as jy dit nie het nie, vra my die link, die kontak, ek gee dit vir u, met groot graagte, stuur my net 'n WhatsApp, dan stuur ek dit vir u. Ons bedien die liggaam, ons is so dankbaar daarvoor. Vrede vir u, mag dit 'n mooi en 'n geseënde dag wees, waar ons die Ruach HaKodesh vrugte uitstal vir die wêreld daar buitekant. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.